Hallo, ek is Ronel Besuidnout. Jy luister na Geskenke van Genade. Vandag is ons laaste aanbieding met die tema Genade onbeskryflik groot. Een van die grootste teoloë wat ooit geleef het, Karl Barth, het geskryf: Genade is God se laaste woord. Dit is die onstuitbare ja wat alle menslike nee's vir altyd uitdoof en die hele skepping in sy lig laat staan. Johannes 1 vers 16 is 'n mooi vers. Dit sê: uit sy volheid het ons almal genade ontvang. Ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. En dan ook in 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Genade is nie bloot 'n reddingsboei wat ons bo die water hou, sodat ons nie verdrink nie. Dit is die hele oseaan van God se liefde wat die droogte van ons bestaan vir altyd beëindig. In die visie van Openbaring sien ons die finale triomf. God wat nie net ons trane afvee nie, maar die bron van alle hartseer vir altyd droog lê. Hierdie genade is nie 'n verre droom nie, maar 'n huidige inval van die toekoms. Dit beteken dat jou pyn van vandag nie die laaste woorde oor jou lewe het nie. Die God wat jou gister vergewe het, is besig om vandag se onsekerheid om te smee in iets van waarde. Ons kyk nie meer angstig na wat agter ons lê nie, maar ons leef met die verwondering van 'n kind wat weet, die einde van die storie is nie die dood nie, maar 'n gety van nuwe lewe wat nooit weer sal terugtrek nie. Genade het gewen. Dus kan ek vir jou vra, as jy vandag deur die lens van God se nuwe skepping na jou lewe kyk, watter vrees verloor skielik sy houvas op jou? Mag ek vir jou bid? Here, ek buig in verwondering voor die oseaan van u genade. Dankie dat u my nie net bo die water hou nie, maar dat u my hele lewe nuut maak. Help my om vandag te leef vanuit die sekerheid dat die oorwinning finaal is. Amen. Ek skryf hierdie dagstukke met groot vreugde, maar ek kan dit nie alleen dra nie. Om hierdie werk te volhou, het ek ook mense nodig wat my help. Onder andere met die tegniese versorging en die verspreiding daarvan. Daarom is hierdie bediening afhanklik van vrywillige donasies. As hierdie dagstukke vir jou iets beteken en jy kan help om hierdie werk moontlik te maak, sal ek dit opreg waardeer. As jy nie kan nie, stuur dit gerus net verder aan. My bankbesonderhede is onder in die teks van die dagstuk. Dankie dat jy saam help om hierdie woord verder te laat reis. Amen.